Wie of wat is ek? Moet julle mooi luister. Amen. Nommer 1 is, ek het nie gehoor gegee aan die opdrag wat aan my voorgelees nie. I did not heed the command given to me. Wie was hierdie persoon? Die ongehoorsaam was. Ja. Ja. Wie sê dit nie? Eva. Eva. Dis hele paar in die Bybel, maar nie hierdie persoon nie. Dis nie een van my nie. Ek betaal die prys van my ongehoorsaamheid. I paid the price for my disobedience. Dis wat nie jy nou is. Seker Paulus. Ook nie Paulus nie. Dan moet ek Hierdie ene sal Paulus uitskryf hierso. Daar word van my gepraat in beide die Ou en Nuwe Testament. So Paulus is uit hierso. Moses kan ook gewees het. Hierdie gaan 'n bietjie verder gooi. Daar word verwys na my 2 dogters en my skoonseuns. Lyk my dit julle. Daar word na my verwys met die wederkoms van die Here. Dit is nie so moeilik nie. Ek was 'n bewoner van 'n stad wat deur die Here verwoes is. Ja. Ja. Kom ons kyk wat sê die woord. Ek het nie gehoor geen die opdrag van my voorgelees nie. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. En moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte dat jy nie omkom nie. Wie was dit geweest? Lot se vrou. Ja, kan nie Lot. Ons weet nie wat was haar naam nie. Nergens lees ons van haar naam. Maar sy was daar geweest. Okay. En dan, hy kan. Ek betaal die prys van my ongehoorsaamheid. I paid the price for my disobedience. Genesis 19:26. En sy vrou het agter hom gekyk. En sy het 'n soutpilaar geword. But his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. Hier wil ek net 'n oomblik stil staan. Moenie terugkyk en verlang na jou verlede nie. Amen. Jou verlede gaan jou vashou. Jou verlede gaan jou inkom. En die vyand van jou verlede gebruik om jou te laat sleg voel. Hy wil dit gebruik. Hy wil sê jy was so en so. Maar wat sê ek vandag as dit my pad kom en die vyand dit sê? Duiwel, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek weet nie waarvan jy praat, want my verlede is verborge. Die Bybel sê dit vir my, en hy werk my oortreding en sondes in die diepte van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie. So ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver het my oortreding van my verwyder. Wat beteken dit? As nou in 'n oostelike rigting beweeg, dan gaan die weste al verder. Hulle kom nooit by mekaar uit nie. Ooswes, hy gaan net so, hulle kom nie by mekaar uit. Die Here vat ons sonde en ongeregtigheid weg van ons. En soos dit my die dag gesê, as jy binne, nadat jy bely het en erken het en jy het jou sondes werklik uit met berou jou hart uit bely, en jou verkeerde dade, en jy gaan 5 minute daarna na die Here toe. Sê Here, jy weet daai ding wat ek daai dag gedoen het, of wat ek nou gedoen het. Wat sê die Vader? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Dis vergewe. Ek dink nie daaraan nie. Maar ons wil as mens wil dink aan dit. En Lot se vrou het gedink aan die tye wat sy goeie tye dat sy daar gehad het daar in Sodom en Gomorra. En sy verlang daarna. Ek weet nie of sy verlang na 2 skoonseuns. Sy nou daarby kom. Dit is tragies wat met hulle gebeur het.
Daar word van my gepraat in beide die Ou en Nuwe Testamente. Lukas 17:32. Dink aan die vrou van Lot. Wie het daai woorde gesê? Remember Lot's wife. Wie het daai woorde gespreek? Jesus self. Hy praat van die eindtyd wat gaan kom. En hy sê, dink aan Lot se vrou. Moenie terugdraai na die wêreld toe nie. Ek wonder hoeveel mense sal besef, hoeveel mense saam met julle al die Here gedien, wat nie meer die Here dien nie, nie op die plek is nie. Waar is hulle? Omgedraai. Vasgevang in die wêreld. Dit was so tragies, toe iemand met my praat, so rukkie terug. Een van die jong manne daar van Ladysmith, in die jeug betrokke by die kerk, het toe pastoor geword, 'n beroep aanneem. En die persoon sê, pastoor, weet jy wat het van hom geword? Sê ek, nee. Hy sê, is uit sy vrou uit. Hy leef saam met 'n man, Pinksterseun. En hy het sy rug gedraai die Here. Wat gaan daai jongman eendag vir die Here sê? Wat se woorde gaan hy hoor as die Here hom nie genadig is en hy nie terugkom na die Here toe nie? Gaan weg, ek ken jy. Maar Here, in jou naam het ek duiwels uitgedryf, in jou naam die hande op die sieke gelê. Gaan weg, ek ken jou nie. Daarom, wat sê die woord vir ons ook, is nie hy wat begin het, maar hy wat volhard tot die einde toe. Ons moet volhard tot die einde toe, ons kan nie nou omdraai nie. Tyd is te kort. Daar word verwys na my 2 dogters en my skootseuns. Hoor die tragiese gebeurtenis. Genesis 19:14, toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogter sou trou en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. Hulle wil nie luister nie. Hulle geweet wat die waarheid. Maar hulle sê, Lot, skien die gek met hulle, gaan nie gebeur nie. Hoeveel mense is daar wat vandag sê, gaan nie gebeur nie? Hoeveel mense is daar wat sê, Jesus se koms gaan nie gebeur nie? Ek was 'n matriek seun. Ek praat van heel baie jaar terug. Ons wetenskaponderwyser, toe eendag te praat met die klas, hy sê, julle weet as mense wat glo, daar gaan 'n dag kom en hulle gaan net verdwyn uit die aarde, van die aarde af. En weet wat sê daai man? Sê, maar julle moet weet, daai mense omdat hulle anders te lewe. Ek hou van die Engels, we are a peculiar people, ons is 'n uitverkore geslag. We are peculiar. Ons leef anders, ons moet anders leef. Ons kan nie saam met die wêreldse dinge leef nie. So omdat hulle anders leef, en die wetenskap bewys alreeds voorberei, omdat die son se straal op daai dag soveel anders was. Dan weg is hulle. Dan God, my getuienis is nie op die sonstrale gebaseer, my getuienis gebaseer op die woord van God. Hy gaan ons kom haal. Hy wag om ons te kom haal. So moenie sê, dit is gekskedery nie. Moenie verklaar, ag, dit gaan nooit gebeur nie. Dit het wel gebeur met Sodom môre. Daar word na my verwys met die wederkoms van die Here. Lukas 17:30-33. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens openbaar word. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook nie moet hy wat op die land sal wees,
nie omdraai na wat agter is nie, dan sê Jesus, dink aan die vrou van Lot. Daar's nie tyd. As iemand vir my sê, as jy in 'n krisis oomblik kom, iemand in die week met my gepraat, en sê jy is in 'n krisis oomblik, jy dink nie aan die redding van jou siel nie. Jy wil uit die omstandighede uitkom. Ek het dit persoonlik ondervind in my lewe, en die ander genoem. So amper 49 jaar terug, toe ons daar in die seebasis vasgevang is. Ons roep uit, Here help, uit die seestroom. Maar ek het nie gesê, Here is my saak reg om na hemel toe te gaan. En toe sê die persoon, ja, dis werklik so, maar wat as jy skielik vir die loop van 'n geweer moet staan, of 'n skoot gaan af, hulle wys net die trek nie die sneller, hulle vra nie vir jou meer nie. Skielik, van 'n ongeluk. Wat dan? Daar's nie tyd om te sê, is my saak met die Here reg nie. Jou saak moet dan nog klaar reg gewees het. Sê, Here, ek gaan na U toe. Ek onthou ou oomie daar in Pietermaritzburg. Sy vrou kom kerk toe. En hy is kwaad. Hy was 'n ex-polisman geweest, afgetrede polisman. En as ons van huis toe toe by sy vrou, wat gebeur? Hy sit eers sy 2 opgeleide polisiehonde op my. Dobermans. Ek stap verby die hek, verby die honde. Sê nou, honde is ongehoorsaam. Sê ja, dit sal wees, want ek het autoriteit oor dat gevat. In die naam van Jesus. Toe weer daar kom, toe staan hy met sy 303 geweer op my terug. Was toe my vrou gestaan. Sit jou voet oor die druppel, skiet ek jou mors dood. Ek sê, goed nie. Weet jy wat, sal kort wees my glorie toe. Ek weet my saak is met die Here reg. Maar wat van jou, waar gaan jy heen? Wat gaan met jou gebeur? Wat sal hier gebeur? Weet jy, Rick daarna, sy vrou, 'n probleem beland, en sy is nie so lekker nie, toe bel hy my. Pastoor, kom kyk na, kom bid vir die vrou van jou in jou gemeente. Toe sê ek, maar dankie Here, daai man het 'n bekering kom vir sy. Die saak is, hoe staan jou saak? Is jy reg met die Here vandag? Is jy bereid, is jy gereed om te gaan? Dink aan die vrou van Lot. Elkeen sê Jesus verder wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit behou. So jy het 'n keuse, en ons het die keuse. Ek wil my lewe behou om die Here te vertrou, te glo in hom. En dan verby, nommer 6, ek was 'n bewoner van die stad wat deur die Here verwoes is. A resident of the city that God destroyed. Genesis 19:24. En die Here swaal en vuur oor Sodom, Gomorrah laat reën van die Here uit die hemel. Then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone, fire from the Lord out of heaven. Wat was die rede geweest? Gaan lees Genesis 19. Hoekom die Here kwaad was. En dit wat hulle gedoen het, sê die woord, se gruwel in die oë van die Here. Toe dat 2 engele by Lot se huis aankom, toe die manne van die stad, hoor mooi, Lot se huis omsingel, hulle wou die deur afbreek, want hulle soek daai 2 manne. Hulle weet wie sal hulle soek hulle. Lot luid, hy gaan so ver en sê, sal my dogters vir julle gee. Dis wil niks weet nie, hulle soek daai 2 manne. En hulle wil die deur afbreek, so aanslag is hulle om nuwe manne te sien. En die engel spreek 'n woord, en hy staan daar almal in blindheid. Dat hulle nie die deur kon vind nie. Gaan lees dit.
Nou wil hulle vandag dit goed praat. Hulle weet waarvan ek praat. Sodomie. Hulle sê, ag, ons is so gebore. Die Here het ons so gemaak. Nonsens. God het niemand so gemaak nie. Sy ding wat hulle self vir hulself bedink en bring het. En dit word goedgekeur. En mense aanvaar dit. So klompie jare terug het die voorreg gehad om Brasilië te gaan bedien. Seker so 8 jaar terug, nee. Ja, dalk die kramme. En daar was 'n man saam met my naam, sy naam is Lawrence Groenewald. Weet jy van hom gehoor het nie, was 'n ex-polisieman. En ons ken mekaar redelik goed. En ek is die Vrydag is ek weg dieper 600 kilos dieper in Brasilië in. En toe ek terugkom, hoor ek hierdie Lawrence, hy beweeg dat is daai mense saam met die ander pastore. En hy gaan daar in die hole in. En weet jy wie van ons ooit in Sao Paulo gewees nie? Dis 'n 5-ster hotel waar ons ook gebly het. Daar ons al die grotte. Die grot, nie grot in die slegte plekke, woonplekke. Die mense lê daarso wat onder verdowingsmiddels en al die sondes lê. Hulle lê daar, hulle mag nie die dooies verwyder nie. Die rotte hardloop oor die mense en eet hulle neus en oor en alles. Hulle mag daar, hulle word gedwing dat daai mense moet daar bly. Dus die gangs daar weg. En Lawrence, groot man, hy stap saam met die pastoor na hierdie plekke en hy begin die duiwel bestraf. Hulle sê vir my, toe hy daar instap, toe sê, hy jaag die Satan, uit die mense, en daai pastoor sê, daar gebeur dinge. So later bid hierdie man in Afrikaans, en hy sê, hy weet nie wat hy bid, maar hy sê nie, daar gebeur iets, dinge hardloop, mense hardloop, want hulle weet, die Here is daar, en ons kan nie teruggaan na dit wat ons wil doen nie. Ons moet aanhou, veg vir ons behoud in Jesus Christus, ons moet hard probeer, ons hoef nie te veg regtig nie, maar ons moet alles insit om te sê, Here, ek gaan nie agterby Jesus kom nie. Ek wil saam van die hemel toe. En ek wil nie met die sonde van die hemel opgesit word nie. En daarom kan ons vanaand besef, Here, waar is ons besig? Dink aan die vrou van Lot. Dis al wat Jesus gesê het. Dink daaraan. Besef, as jy wil terugdraai na die wêreld toe, dink aan Lot se vrou. Wat het met haar gebeur? Dis 'n omdraai, wat het met haar gebeur? Wie kan vir sê? Sirkulaar verander. Was haar saak reg met die Here? Ek weet nie. Sy kon saam met Lot gegaan het, sy dogters en die ander, en vrygespreek gewees het. Maar sy het verkies om ongehoorsaam te wees aan die woord wat aan haar gegee is. Moenie omkyk nie. En ek bid dit vir julle, moenie omkyk nie. Gaan vorentoe, hou aan die Here toe. Amen. Ek wil iets noem, Romani, sy sê wat hy is. So Brian is hier. Amen. Sy met my praat, hy sê hy ken Pinkster, groot woord in Pinkster. Maar hy wil terugkom na die volheid van Pinkster. En hy ken dit, hy ken dit. En ek so bly. Ons kan vanaand sê welkom. Saam vas in die Here, Romani. Jy sien, ek sy naam net vergeet, maar sal weet hy. Staan Joshua. Jy is 'n mooi naam, Joshua. Jy is by Joshua Pinkster Kerk, Joshua. Jy is in die regte plek. Staan vas in die Here. Almal van ons, nu staan vas in die Here, jou man. Moenie terugdraai na die dinge van die wêreld toe. Moenie smaak daarna. Kom ek gee julle getuienis en ek kan afsluit met die getuienis. Soos jy bewus is, wees vir die, ek was 8 jaar oud, ek gedoop is met die Heilige Gees. 7 jaar oud om my hart aan die Here gegee.
gewy om gedoop te word, en 10de Mei, dat ek 16 jaar oud is, met die doopdienst aan Vrees op Wes. Toe praat die Gees van die Here met my, sê, kom kort in jou lewe. Besefte die 17de Mei beleid vir die Here, die 7de Junie, die 7de Junie daar, die koudste dag, amper soos vandag, so die 7de Junie, nee, was die koudste dag daar op Vrees op gewees in die raam. Daar sit in die koue water, dit was nie warm is gewees daar, ja. En ek gaan die my skool loop aan. En met my matriekjaar, toe gaan ons op 'n lorry uit, om die onnies te serenade. En een van die jong oudjies was 18, het in 'n wortelstoor gewerk, en bring paalwortels skoon tuin aan. Ja. En almal van 'n slukkie. Ek besluit, ek gaan ook. Net om te wys, ek is nie 'n sissie nie. Maar ek weet nie, drink hulle daar goed nie. Wie van julle drink pyn? Hoopie so. Maar sleg. En dan vat ek weer tot die bottel weer opkom. En die Gees van die Here praat met my. Sê, waarom is jy lees daar? Jou Here getuienis word nou genoeg. Drink daar. Sê, Here, ek sê jou vergewe my. Ek het gebid, dat ek moenie hoekop of, hoe sê hulle, hoenderkop raak nie, want dan weet jy, ons gaan met my sport. Maar dankie Here, dit het nie gebeur nie. Maar ek wil sê mense, dit kan so maklik gebeur. Dat jy gaan terugloop in die wêreld. Onbewuslik daar. Maar ek bid vir u. Dink aan die vrou van Lot. Kom ons bid saam. Heer onze Vader, ons sê dankie. Dat Jesus self dit nodig geag het om so ernstige waarskuwing te gee. Dink aan die vrou van Lot. En Here, as ons dink aan haar, haar lewe kon soveel anders te gewees het. Maar sy het gekies om te draai. Sy was nie gedoop nie, maar sy het gekies om te draai te kry. Here, ek wil bid vir elkeen wat vanaand hier is, dat daar begeer het om te dan te kyk wat in die wêreld aangaan. Nooit by een van ons sal opkom. Maar dat ons sal bewaar word deur die Heilige Gees, die leidsman, die een wat ons leer wat reg en verkeerd is, net soos God se Gees daai middag met my, daai aand met my gepraat, en waarmee sê nou wees, wil ek vanaand sê, Here, dat die Gees van God altyd ons deel sal wees. Koning Dawid bid het, nadat hy gesondig het, Here, was my, reinig my met hyssop, maak my witter as die sneeu, en neem nooit die Heilige Gees van my af weg nie. En so bid ek dat die Heilige Gees met elke ene sal wees, dat ons sal nooit terugdraai na die dinge van die wêreld, maar ons sal vorentoe gaan, sê met Jesus stap ons vorentoe. Seën ons, ontmoet ons nou, in Jesus mooi naam praat dit. Amen. Baie dankie, wie gaan dink aan die vrou van Lot? Gaan julle? Onthou, baie dankie, die Here seën. Weet ons, die pot was lekker, skout. Die Here seën sterk.